Ja, kom ons kyk maar so na die mikrofoon, as nie werk is, sal ek die ander een maar vat, hoor. Kyk maar hoe gaan dit. Sit hom so klein bietjie sagter. Ander kant toe, ander kant. Vriende, baie welkom in die huis van die Here vanmôre. En die grootste deel van my gebed is dat julle 'n regtige persoonlike verhouding met die Here sal hê in die dag en met die Here sal praat ook. Daar's 'n klomp mense en 'n klomp stoele en 'n predikant wat praat hier van vooraf. Daar was musiek gewees, ons het 'n babatjie toegewy, klein magertjie. Maar tussendeur alles, glo ek die Here ook 'n plan waarom jy vanmôre hier moet wees. En mag die Here baie spesiaal met ons ontmoet in hierdie dag, dat ons baie spesiaal sy teenwoordigheid so sal ervaar. So ons is besig om onsself voor te berei vir die Goeie Vrydag, die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Hierdie word tradisioneel gesien as Palmsondag. Mense lees nou nie in die Bybel ons Palmsondag nie, maar ons weet daar's 'n tyd gewees wat Jesus in Jerusalem ingekom het en die palmtakke is natuurlik afgehaal, afgesny en gegooi voor hom en klere ook. En die mense was baie opgewonde oor sy arrivering daar in Jerusalem met die gedagte dat hy gaan 'n koning word, hy gaan hulle kom verlos. Maar min het hulle geweet, en wanneer ons nou in die Nuwe Testament dit lees, dat in hierdie heilige week tot en met die oploop na die kruisiging van Christus, is Getsemane die hoogtepunt van hierdie heilige week. Dis waar alles gebeur, dis waar die besluit gemaak word, dis waar die eerste tree gegee word, as en ware na die kruis toe. Tot die oploop tot dat daar baie dinge gebeur, maar Getsemane het 'n beduidende effek en 'n bepalende deel in hierdie heiligesweek, en ek vertrou dat die Here vir ons gaan help om daar deur te werk. En ek is baie benoud as ek praat oor hierdie gedeelte, want vriende, ek is ook maar 'n mens, ek maak foute, ek kan nie alles sien nie. Ek is so dat ek jammer. Jy moet nou hierdie saamvat, ek gaan nou met iemand. Baie dankie daarvoor, jammer vir die onderbreking, maar ek is altyd baie benoud om te praat oor wat Jesus sê en wat hy beleef. Ek is nie Jesus nie. Ek is 'n eenvoudige mens, ek moet probeer interpreteer wat die oorspronklike eksegese in die skrif is, en wat God bedoel het, die inspirasie wat in die woord is, en hoe die Here dit sou beleef. En ek gaan probeer vanmôre iets uithaal in die tuin van Getsemane wat ons so nodig het in die tyd waarin ons nou lewe. En dis die ervaring van trauma, swaar kry, benoud wees. Kan 'n bietjie sagter sit, Boeta. Dit gaan oor die wyse waarop Jesus dit hanteer het in 'n tyd waarin ons lewe vandag, waar trauma en ellende en 'n donker ervaring in ons samelewing is oor die hele spektrum van ons ou volk en die land waarin ons woon. Mense raak siek, mense raak benoud, hulle neem verskriklike besluite. En 'n mens kan dit altyd terugvat na 'n swaar kry ervaring. Ek wil dan ook, soos die Here wil ek graag dit dan ook neem na Exodus toe, waar die Israeliete deur die Egiptenare agterna gesit word, en hulle kom by die Rooi See. Natuurlik daar by die Rooi See raak hulle baie benoud in daardie smeltoond, as hulle begin kla met Moses, en hulle is baie bekommerd wat daaroor gaan gebeur, en ek sal later 'n bietjie verder daaroor gesels. So ek wil met u praat oor 'n moeilike ondervinding, en ek gaan nou nie al die detail gee nie, want ek raak baie emosioneel as ek hieroor praat, oor die grootste trauma wat ek en Wendy in ons lewe beleef het. En ek wil graag hê dat julle saam met ons kyk aan die ankers in die woord, hoe mens oor daai trauma kan kom. Ek het al so 'n bietjie vir julle verwys na my kind wat 12 jaar oud was, en ons was op pad Kaap toe. Ek moet 'n troue kom doen hier in Gordons Bay, en langs die pad het ons nie agtergekom dat 'n spinnekop het hom gebyt nie. Hy het 'n binneoor ontsteking gehad, en die dokters het later gesê dit was 'n virus ook, want hulle nooit kon bepaal het wat met hierdie kind gebeur het nie. Maar al wat ek weet, die Sondag toe ons wou terugkom, toe sê Wendy, ons gaan nêrens heen nie, hierdie kind gaan nou eers na 'n dokter toe. En ons het daar in Kleinmond met 'n dokter White, kan nie glo nie, ons ry na sy spreekkamer toe. Sondag is die plek mos toe. Hy kom toe net uit die plek uit, hy sluit hom toe uitgegou, iemand 'n medisynnetjie gegee daar, en ek sê vir dok, kan jy gou kyk? Toe hy my kind sien, toe sê hy, hierdie kind moet onmiddellik in die hospitaal kom. Ons het nie geweet wat gebeur het nie, ons het gedink hy siek nie. Maar iets het vir Wendy gesê, ons moet eers seker maak. Toe ek die kind vat om in die kar te klim,
toe verloor my kind sy bewussyn. En hy sou daarna vir 5 dae in 'n koma wees. Ek wil nie vir julle sê hoe ek gejag het met daai karretjie, daai geel Toyotaatjie van ons kerk nie. Hy het gery soos 'n Ferrari. Ek het nêrens gestop nie, ek het net my flikkers aangesit. Eerste keer in my lewe wat ek 'n selfoon vashou. Vriend het vir my gesê, vat hierdie selfoon, gebruik hom as jy kan, en daar bel ek die polisie, en die verkeerspolisie kry ons halfpad en ons jaag van die hospitaal toe. By die Suidwes Hospitaal sê hulle vir hulle kan niks vir hom daar doen, hy moet nou Rooikruis toe. Hy is 12 jaar oud, hy moet by die kinderhospitaal uitkom. Ek gaan nie deur al die detail nou gaan nie. Maar al wat ek kan onthou is, ek het net benoud in die gang gestaan en die venstertjie gesien in die saal waar op 'n bed gelê het. My 12-jarige kind was 'n groot kind geweest. Hulle kon nie glo hy is 12 jaar oud, maar sy voet het van die bed afgehang. En hoe sy voete geruk het, soos hulle die pype in sy keel probeer afkry het om hartlongmasjien in die gang te kry om my lewe te hou. 'n Paar keer het hom verloor en bring hulle hom weer terug. En hulle sê vir my en Wendy, julle moet nie ver gaan nou nie. Hier's 'n saaltjie hier langs aan, daar's geen beddens daar nie, daar's 'n matras. Julle moet die aand daar spandeer, julle gaan nêrens heen nie. Met die gedagte as iets sou gebeur is ons daar. Was julle al so benoud, in so 'n angs en so 'n vrees? Jy kan nie bid nie. As jou mond oop gaan, is dit 'n gehuil. En is net 'n geluid wat uitkom. Jy word so vasgevang in daai oomblik. Jy kan nie bid nie. Ek kan nie eens met Wendy praat. Ons kan nie eens met mekaar praat, ons kan mekaar nie eens bemoedig as hou mekaar net vas terwyl ons op die matras sit daar. En ek sal nooit vergeet hoe die Here vir Wendy 'n teks gee. Bly maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Bly maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Ons lees van die benoudheid in Israel. As in Eksodus 14 vanaf vers 10 lees ons die volgende. Toe Vader nader kom, sien die Israeliete skielik dat die Egiptenaars sit hulle agterna. En hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie 'n begraafplek in Egipte dat jy ons saamsleep in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos gesê om ons te laat staan dat ons vir die Egiptenaars kan werk. Dis vir ons beter om vir hulle te werk as om hier in die woestyn om te kom. 'n sinnelose uitspraak. Maar Moses het geantwoord, moenie bang wees nie. Staan en kyk hoe die Here vandag julle vandag gaan red. Want soos die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. En vir my en my die kosbaarste teks. Bly maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Toe die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete hulle moet verder trek. En jy lig jou kerie op en steek jou hand uit oor die see uit en kloof dit oop sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak dat hulle die Israeliete sal agtervolg. Soos sal ek my mag laat geld teenoor Farao, sy hele leer, sy strydwaens en bemanning. Let wel vers 18, wanneer ek my mag laat geld teenoor Farao, sy strydwaens en bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Kom ons bid net saam. Here, ek vra om genade vir die skrifgedeelte en wanneer ek nou gaan lees met die ondervinding daar in Getsemane, asseblief kom ontmoet vir ons oor die waarheid van hierdie skrifgedeelte. En ek smeek by Here, kom bemoedig ons, ook in tye wanneer dit baie donker in ons lewens is. Kom help vir ons asseblief. Amen. Amen. Die ankerstelling wat ek vanmôre net wil laat by u is natuurlik 14 vers 14, Eksodus, bly maar kalm, die Here sal vir julle veg. Ons almal
het vanmôre by hierdie kerk ingekom, almal van ons. Jong mense ook, as 'n jong mens begin 8, 9, 10 jaar oud word, almal van ons, almal, het vanmôre hier met so 'n stukkie donker hier ingekom. Almal van ons het iewers 'n trauma. En let wel, trauma gaan nooit weg nie. Jy moet leer om daaroor te heers. En dis nie altyd so maklik nie. Daai trauma wat kom oor daardie besluit wat jy geneem het, waaroor jy so spyt is. Hoe kon ek so besluit geneem het? Iets wat dalk verskriklik met jou gebeur het, wat jy nie uit jou geheue kan kry nie. 'n Herinnering wat lei tot angs en vrees. As jy dink daaraan, ek weet nie of jy dit ook beleef, as jy dink aan 'n reis die hare op jou rug. Baie donker ervaring. Sulke ervarings bepaal jou besluite. Dit sit, luister gou mooi, dit sit in jou liggaam vas. Jou senuistelsel vergeet dit nooit nie. Trauma, jou liggaam vergeet dit nie, is altyd daar. En as jy mooi dink, vat jy terug na die oorspronklike effek daarvan, jy voel dit net so erg soos die dag wat dit gebeur het. Jou liggaam vergeet dit nooit nie, dit bepaal dikwels onbewustelik jou gemoed. Dit het 'n invloed op jou denke. Dit ontneem jou van vertroue en vul jou hart met vrees. In daai tyd, direk daarna, nie veel daarna nie, omdat die trauma tussen my en haar nie hanteer was nie, het ek en sy die bediening verlaat. Ons kon net nie meer met die kerk aangaan nie. Jy het nie die krag gehad nie, jy het nie die moed gehad nie, en ons neem 'n onnosel besluit. Ek trek Kaap toe. My vrou kry 'n werk hier. 2 weke voor ons kom, vra ou vir my, hoorie, waar gaan julle bly? Sê ek weet nie. Het jy werk? Nee, ek het nie werk nie. Het jy 'n bietjie reserve? Ek het nie geen reserves nie. Die Here maak my hart toe. Dit vertroebel jou verhouding met God, dit lei tot sinlose gewaarwordinge en besluite in die lewe wat nie sin maak nie. Ek wil terug aan Egipte toe, sê hierdie klomp Israeliete nadat hulle verlos is na 430 jaar. Dis daardie goed wat maak dat jy blok. Dit hoop op. En so nou en dan dat jy 'n uitbarsting wat jy glad nie jouself kan. Jy is nie so nie, maar daai uitbarsting kom net uit. Want iewers is daai donkerheid wat jou vashou. Israel verloor die stryd as hulle wil teruggaan. Ons Here Jesus in Getsemane staan op en hy loop die pad, die Via Dolorosa vir ons. Hy het nie omgedraai, hy het die regte besluit geneem en ek gaan nou net daarna verwys. Ek wil so graag hê dat Johannes 14 vers 27 in ons harte sal vassit, nadat Jesus dit vir sy disippels gee voor, hy weet wat vir hulle voorlê, maar hy gee vir hulle hierdie anker as hy sê, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie, soos Adam bang wees nie. Dan sê ek, Here, gee dit asseblief vir my. Ek is in hierdie storm, ek wil sink in die water in. Ek raak heeltemal die mekaar, ek neem verkeerde besluite. Asseblief help my om daai vrede te hê waarvan u praat. En dan wil ek graag hê ons moet môre net so vir 'n oomblik kyk, wat is die wenke wat ek uit hierdie 2 skrifgedeeltes, wat ons daar kan uithaal, om aan vas te hou, om te sê, as dinge my sleg gaan, en ek kan nie waarborg dat jy weer 'n trauma sal beleef nie, dit kom weer. Ons is mense, ons is gebroken. En mag die Here vir jou seën met hierdie 3 wenke wat ek graag dan nou so aan jou wil voorlê. Op die raamwerke wat julle gekry het, ek weet nie of julle daarvoor gekry het, of miskien daar op aanlyn is daar van die raamwerke, is die eerste gedagte dan, dat jy moet besluit en ervaar en beleef waar jy nou staan. Soos ons vanmôre in die kerk sit, moet ons seker maak waar ons staan in God. Ons lees dan Eksodus 14, 11 tot 12, hulle vir Moses gesê, is daar dan 'n begraafplaas in Egipte nie, dat jy saamsleep om in die woestyn te sterwe nie? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jy ons gesê, dat ons wil laat staan, dat ons vir Egiptenare werk. Dit is ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Dis 'n sinlose stelling. En ek wil weet, hoekom is dit so sinloos? Hulle is 'n volk van God. Hy het hulle uitgelei uit Egipte, hy het 10 plaae laat, die plaae laat plaasvind. Het hulle nou iets gemis langs die pad? En hulle gedagtes gaan heeltemal toe in hierdie vrees wat hulle beleef. Nadat hulle vir 430 jaar in Egipte was, is hulle bevry, so dis 1237.
Hulle het die identiteit in God nog nie gevind nie. Later sou hulle vir hulle goue kalf bou. Die Here seën vir hulle, en hulle sien hom daar op die berg, en hulle sien vir Moses, en hulle ervaar sy teenwoordigheid, nog 'n bou hulle goue kalf. Heeltemal verward oor hoe waar en hoe hulle in God staan. My gebed is dat die Here vir ons sal seën vanmôre, dat ons teruggeneem sal word na daardie wonderlike dag, toe die Heilige Gees met ons kom praat het, en ons nuut gemaak het, né? Daardie kosbare dag, toe jy voel hoe die Here jou kom inspireer, hemels geïnspireerd te wees, die oomblik toe jy God se hand gesien het. En hier uit die rou binneste van jou wese, het jy gesê, dankie Jesus. Dankie dat jy my kind gemaak het. En ek wil jou terugvat na daai dag, waar die Here dan 'n ontmoeting met jou gehad het. Daar by die voet van die troon van die Here, waar ek gesê het, Here, ek is moeg. Kan nie meer so aangaan nie. Help my asseblief. Wees my 'n sondaar genadig, en ek verlos word. Waar staan ons met God? Wat moet ons dan raak sien? Waar kry ek my krag? Dat ek nie soos Israel se maak. Dan sê ek met die oortuiging van my hart, ek glo in God, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is die skepper. Ek glo in Jesus Christus, sy seun, wat my verlosser is, en wat my in 'n verhouding met die Vader bring. Ek glo in die Heilige Gees, wat my vertroos en my in al die waarheid lei. In hierdie identiteit met God glo ek dat God bring ons bymekaar as 'n gemeente, as 'n selgroep, as 'n Christelike familie, dat ons mekaar bystaan en ondersteun en oplei, en ons is mentors vir mekaar, ons hou mekaar se hande vas. Die Here gee vir ons 'n geestelike gemeenskap, waar 'n klein Margo Karstens kan nie by ons kom veilig wees hier, by die Here vir ons. Ek glo daarin. Ek glo dat die Bybel is die ontwyfelbare geïnspireerde woord van God. Elke woord, elke letter, elke komma, elke punt, my eie taal geskryf. Ek glo die woord is die geïnspireerde woord van God. Ek glo dat Jesus gaan terugkeer, en hy gaan ons saam met hom neem, na 'n plek wat hy vir ons voorberei. Ek glo met my hele hart, dat God my liefhet en die beste vir my beplan. En dan sê ek, kom maar, ek is gereed vir jou. Ek weet waar ek staan in God. Ek het hom lief, en hy is my Vader wat vir my omgee. Die tweede wenk wat ek graag aan julle voorhou, uit hierdie gedeelte onder andere, is hou jou oë op God. Ek het 'n vriend gehad met die naam van Finley Austin, 'n predikant vriend in Port Elizabeth. Ek was toe 7-8 jaar aan Port Elizabeth, en hy het al getrek by 23, 27 jaar. Ek sê van Finley, hoe maak jy dit? Jy sien 'n generasie beweeg deur die kerk, jy het ouer geword, tye het verander. Hoe maak jy hom so lank te bly in die bediening? Hy sê, jy hou jou oë op God. Niks en niemand anders nie. In 14 vers 13 lees ons, moenie bang wees, jy staan vas en kyk hoe die Here julle vandag red. Terwyl Jesus baie benoud was, en ek gaan nou by die derde hoofpunt gaan 'n bietjie meer oor hom gesels, is hy altyd gefokus op sy Vader, as hy sê, laat u wil geskied. En vriende, dis ons, ek gaan nou vir julle verduidelik hoe moeilik dit vir ons is, as ons sê, laat u wil geskied. Ons lees in 14 vers 25, hy die wiele van die strydwaans laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, wat God nie dien nie, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Die heidene sien dit. Dis 'n soldaat by die kruis, wat God nie ken nie, wat sê, waarlik seun van God. Hulle sien dit, wanneer hulle ook dan die Here dophou. 'n Jong man met die naam van Charles Haddon Spurgeon, is 15 jaar oud in 1850, op Januarie die 6de stap hy haastig om by sy pa se kerk te kom. Dis winter, dit sneeu, dis koud, en hy sukkel om by sy pa se kerk uit te kom, en terwyl hy so stap, daar in Colchester in Engeland, sien hy, maar hier's 'n ander kerkie hier, en hy glip by die kerkie, en is 'n methodiste kerkie gewees, en toe hy gaan sit om te luister na die boodskap, toe is daar nie 'n predikant nie. Toe klim so 'n maar skoenmaker, kleremaker, staan toe op die kansel, en hy begin preek. En onder andere in die preek, na aanleiding van Jesaja 45 vers 20, wat nou vir julle sal lees, sê,
En ek gaan vir julle lees soos dit staan in die geskiedenis, soos Charles het opgeteken. Hy sê, lifting up his hands, the man shouted as only a primitive Methodist could do. Young man, look at Jesus Christ. Look. You have nothing to do but to look and live. En daai woorde, Charles, het Spurgeon sy hele hart omgedraai. En hy het die prediker geword wat wêreldbekend geraak het en deur die geskiedenis altyd voorgehou het as 'n prediker wat God liefgehad het. En daai oomblik het die Here hom aangeraak. Hy het gepreek het Jesaja 45 vers 22. Kom na my toe julle dat jy gered kan word, almal op die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Die Engels daarvan sê, turn to me and be saved, all ends of the earth. For I am God and there is no other. As jy die Here Jesus nie dophou nie, sal jy val. Sal jy verlang na Egipte, sal jy nie antwoorde hê nie. Hy kom op 'n punt waar hy sê, Here, leer vir my asseblief om U te volg. Daai teks het ons gesê, toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete, want die Here veg vir hulle. So saam met die geloofsbelijdenis waar ek weet waar ek staan, hou ek my oop die Here Jesus Christus en ek sê, Here, help my asseblief. Ek het U nodig ook, maar daai donker dingetjie in my lewe. Miskien waar ek nou nog sukkel. Geen beraader, geen predikant, geen sielkundige, geen dokter kan vir jou enige pille goed voorskryf wat vir jou die oorwinning kan gee wat aan die Here Jesus is. Look and live, daai predikant vir Charles Spurgeon gesê. En nou wil ek 'n bietjie stil staan by die derde punt. Ek gaan so klein bietjie oor die tyd gaan. Ek dink ons is dan nog daar. Dit is 'n baie interessante stelling wat gemaak word hier in Genesis. Die wenk wat ek aan julle voorhou is, hou aan. Moenie stop nie. Die oomblik is in jou trauma stop. Dan sit jy vas daar. Hulle sê mos jy sand mos ry met 'n motorfiets of 'n kar. Jy moenie stop nie. Hou aan beweeg. Behou die momentum. Bly aan die beweeg. Ons lees daar in 14 vers 15 toe die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. Nou dit maak glad nie sin. Hulle moet verder trek, die Rooi See is voor hulle, die Egiptenare is agter hulle, waarheen moet hulle gaan? Daar is geen plan nie, daar's geen versekering, daar's geen rede nie. Hoekom moet ons dit doen? Want God sê so. Luister na hom. Hou aan, sê die Here vir die volk. Moenie stop nie, gaan aan. Dit is baie interessant, dat die oomblik toe hulle beweeg, toe die engel van die Here voor hulle uitbeweeg, en agter hulle gaan staan tussen hulle en die Egiptenare verwarring veroorsaak. As hulle nie beweeg het nie, dit staan nie so in die skrif nie, maar ek is baie seker, dis dit nie, as hulle nie beweeg het nie, sou niks gebeur het nie. Hulle sou daar doodgemaak gewees het. Die wenk wat God vir hulle gee is, beweeg aan. Kom uit die donker uit. Spurgeon het gesê, there is a time for praying, but there's also time for holy activity. Prayer is adapted for almost every season, yet prayer alone, not prayer alone. For there comes every now and then a time when even prayer must take a secondary place. En as ek dan nou vanmôre sê, gaan julle van hierdie predikant sê, ons moenie meer bid nie. Dis nie wat ek sê. Maar dan moet 'n balans wees. God did not want people to stand still and watch, as Moses had said. Instead, the people were to move forward to an uncertain future. Dr. Rex Matthew het op seminarium altyd vir ons geleer, people here must always remember, put feet to your prayers. Wendy herinner my gisterand, sy sê, as jy begin bid, gee die Here klaar vir jou die antwoord. Hy sê, klaar vir jou wat jy moet doen. En as jy ook klaar gebid het, dan sê, ek gaan nou maar weer bid. Nee? Op 'n stadium moet jy iets doen omtrent die saak. God gee vir die wysheid, hy gee vir die insig, hy gee vir die antwoord. Jy moet iets doen omtrent die saak, jy moet aan die beweeg kom. En nie altyd probeer wegkruip, en daarom sê hy, hou aan,
En nou kom ons by die Here Jesus Christus in Getsemane. Die toppunt, die klimaks van hierdie heilige week, waarin ons harte voorberei ook natuurlik nou vir Goeie Vrydag. Die teks wat ons lees is: Vader, as U wil, dink 'n bietjie, hy's aan die tuin, hy's benoud, hy het die disippels nader getrek, 3 van hulle. As U wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En dan net in Lukas staan hierdie teks, vers 43, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Kosbare teks daardie. En hy het in doodsangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword en op die grond geval. Kom ons kyk na daai gedeelte. Jesus sê in daai oomblik hy moet 'n besluit neem. Hy's in 'n donker tyd van sy menslike bestaan op aarde. Hy's alleen, die disippels lê in slaap die hele tyd. Hulle bid nie saam met hom, hulle verstaan nie waardeur hy gaan nie. Hy's doodsbenoud. En dan sê hy, ek vra so mooi die lydingsbeker sal verbygaan. Nou die lydingsbeker is baie soos wanneer ons nagmaal gebruik. Wanneer ons nagmaal gebruik en jy neem die kelkie of jy neem die brood, die oomblik as jy die kelkie neem, dan sê jy, ek vereenselwig my met hierdie kelkie. Ek neem verantwoordelikheid vir die kelkie. Ek het 'n getuienis in hierdie kelkie. Ek getuig daarvan dat hierdie die verteenwoordiging van die bloed van Christus is deel van my lewe. Wanneer ek die brood neem, sê ek vereenselwig van my liggaam van Jesus wat vir ons uitmekaar gebreek is. Ek vereenselwig myself daarmee en ek erken dit en sien dit ook as deel van my verlossing. As jy die bekertjie neem, dan sê ek vereenselwig my daarmee. Dis dieselfde met die lydingsbeker. Die lydingsbeker het al die sonde van die wêreld bevat. Iemand het eendag gesê, al die magte van die duisternis en die geweld van die hel was saamgevat in die lydingsbeker. En God sê as en ware, wie gaan hierdie beker drink? Want die loon van die sonde is die dood. En in hierdie proses weet Jesus, hy moet die lydingsbeker neem. Dit was 'n geweldige oomblik gewees daar in die tuin. Die toppunt van trauma wat deur Jesus sou gaan. Hy sê, doodsbenoud. Hy kan alles hanteer, maar die beker moet hy neem. En hy weet hy moet in die kruis gaan sterwe. Hy neem die besluit. Sal dit doen, laat U wil geskied. Die gedagte van laat U wil geskied word 'n antwoord vir die skade wat Adam en Eva gedoen het. Onthou wat Adam en Eva gedoen het? Hulle geëet van die vrug sodat hulle wat kan hê? Kennis. En die oomblik as hy die kennis het, sê hy, Here, nie U wil nie, my wil. En alles loop die mekaar. Alles loop die mekaar. Want is my wil wat belangrik is. Die feit dat ek God nie aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker, hom nie wil dien nie, worstel met die Here, die stryd wat ek met die Here kan jy maar altyd terugvat na jou wil toe. Jy wil dit doen soos jy dit wil doen en soos jy dit wil verstaan. En jy bly in daai donkerheid. Totdat jy wakker word en sê, U wil. Yes, Lord. Ek doen wat U vir my sê. En daardie oomblik maak die Here 'n geweldige stelling om vir hom te help met daardie ellende van die lydingsbeker wat hy moet neem en dit wat hy sien van die kruis. Dit gee hom krag. En dan is hom kosbaar dat God stuur vir hom 'n engel. Dit is interessant, hier is ook 'n engel. Daar in Egipte, daar in die woestyn by die Israeliete is ook 'n engel. Die engel in die woestyn het nie die Egiptenare weggevat nie. Hy het nie hulle ellende weggevat nie, maar hy gaan beskerm hulle. Wanneer die engel aan Jesus verskyn, dan kom vertroos hy die Here Jesus. Hy vat nie die taak weg nie. Hy vat nie die donker weg nie. Hy vat nie die seer, die angs, die doodsangs vat hy nie weg nie. Maar hy kom vertroos ons. So daai ervaring wat God kan hê, help hy vir ons om op te staan uit die donkerheid. En dan so spesiaal, kyk gou 'n bietjie na vers 4. Vers 4 word 'n realiteit nadat Jesus die besluit geneem het. Die uitspraak van die lydingsbeker in God se wil moet eers gedoen word en dan word hy vasgemaak. En daarna sê die teks, dit is verskriklik, daarna het dit baie swaar gegaan met die Here Jesus. Die angs het hom so aangegryp dat die Bybel sê dat
Die sweet het amper soos bloed, het nie bloeddruppels geword nie, maar soos bloeddruppels geword, soos die skrif hier sê. Jesus vlug nie. Hy kon gevlug het. Hy verwyd nie. Hy praat so 'n bietjie met hulle, ras so 'n bietjie, hy verwyd hulle nie. Hy sê wees rustig. Hy veg nie. Hy kon vir Pilatus so goed geantwoord het. Hy kon daai skrifgeleerdes wat hy so goed geantwoord het. Hy doen dit nie, maar hy maak 'n lewensveranderende keuse om te sê, hy sal die beker neem. Hy leer ons, en iemand het by die bidtier nou die dag, by die bidtier vir my gesê, nou allemaal jy gewees, wat my gesê, dit gaan oor gehoorsaamheid. Gaan oor gehoorsaamheid. As jy sê, jy doen die wil van die Here, gaan dit oor gehoorsaamheid, en onthou, gehoorsaamheid is die grootste stryd wat ek en jy het. Want ek wil nie. Ek wil self besluit. Ek wil nie onderwerp nie. Dis wat ek wil hê. En dan kom Jesus in hy self ons 'n voorbeeld van hoe hy opgestaan het. Ag, en ek wil net 'n stelling gou vanmôre hier maak, en ek wil hê jy moet dit in die hart gaan inskryf. Jy is nie 'n trauma nie. Haal daai etiket van jou nek af. Jy is 'n kind van God. En God wat jou oneindig lief het. En so wil ek dan afsluit, en die musiekgroep kan slank na vore kom. Ek wens ek baie meer tyd gehad om julle te praat oor hierdie goed. Dit moet eintlik 'n reeks wees hierdie. Miskien moet met Johanna oor praat. Ek wil graag vir julle uitnooi in die lig van hierdie heilige week, en Getsemane veral, ons kan onsself nie gaan vereenselwig, ek hoop nie so dat met Egipte en die Israeliete, en wat daar by die see gebeur het nie. Ek hoop ons het allemaal aanbeweeg. Maar as jy die getuienis van die Here Jesus sal vashou in sy voorbeeld en sy mentorskap vir ons, dat ek so mooi vir julle vra in tye van trauma, en die donker ervaring wat jy het, dat ek vir julle vra, gaan praat met iemand. Kom praat met ons hier by die kerk. Ons het hier amper 12 beraders wat hulle hande opgesteek en sê, hulle sal graag met mense wil gesels. Kom praat met ons. Ons het seker etiese reëls waarvoor ons, daai kantoor van my is baie veilig. Is baie veilig en vertroulik, waar daar geen oordeel is nie. Kom praat met ons oor die seer wat jy beleef in daai donker ding van jou hart. Praat met vriende wat jy kan vertrou. Jesus neem 3 disippels saam. Hy gaan nie alleen nie, hy bring 3 disippels saam wat hy kies. Jesus het vir my kom leer om te bly beweeg. Moenie gaan vasval in daardie gat van donkerheid nie. Beweeg aan, want ons is meer as oorwinnaars. Bou jou verhouding met die Here, want God is jou identiteit, niks en niemand anders nie. Ek hoor so deur al die eeue heen opgeskryf, teken in sy woord, hoor ek hierdie kosbare woorde. Staan vas. Staan op. Ek veg vir jou. Toe ek en Honie gebid het vir ons seun, en ons nie woorde gehad het, ek vroeg die oggend opgestaan, en ek het gesien, sy voetjies beweeg nog. Hulle het hom vasgemaak by bed, en terwyl hy in 'n koma was, het hy geweet hy gaan lewe. Hy was 5 dae in die koma gewees. Kan ek vir julle my hart beskryf? Die dag na 10 dae, toe ek hom uit die hospitaal kon dra, en ons kon huis toe gaan. Ken julle daai vreugde? Vrydag gaan ons sien hoe God nie sy seun kon huis toe vat. Maar sy seun is na 'n graf toe. En sy seun het vir ons gesterf. Ek is so dankbaar vir sy genade. Hy wil nie jy moet stil staan nie. Hy wil jy moet beweeg. En jy moet leer om te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Die Here seën